Seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. Met die doop bevestig God hierdie genade aan ons. God se liefde dring ons om ons geloof te bely. Die verrassende is dat die woord van God ons leer dat die geloof nie uit onsself kom nie. Dit is 'n geskenk van God. Die Heilige Gees wek geloof in ons wanneer ons die woord van God hoor. Sommige van ons kon reeds van kleins af in God glo. Ander van ons het God eers later leer ken. Geloof in Jesus Christus bring ons in 'n lewende verhouding met God. Hierdie verhouding word ook sigbaar waar ons meeleef met die kerk as liggaam van Christus. Dit is 'n voorreg om God se kinders te wees en aan sy kerk te behoort. Daarom bely ons telkens opnuut en met verwondering ons geloof. Hierdie verwondering dring ons om gereeld tot God te bid, die Bybel as woord van God getrou te bestudeer en ons lewe daarvolgens in te rig. Wanneer ons lewe, moet ons skuld bely en ons telkens weer tot God bekeer. As lidmate van sy kerk wil ons diensbaar wees in sy gemeente en ons hou aan die kerklike dissipline. God gebruik die opvoeding vanuit die ouerhuis, die kerk se katedese en die prediking om ons oor al hierdie sake te onderrig. Die ouderlinge van ons gemeente is tevrede dat julle voldoende onderrig is, dat julle besef wat die geloof in God beteken en hoe julle as Christene moet leef. Daarom kry julle nou geleentheid om julle geloof voor God en sy gemeente te bely. Vriende, ek gaan 'n vraag aan elkeen van hierdie jong mense individueel stel. Maar soos ek die vraag aan hulle stel, luister u ook aandagtig en antwoord u ook in die hart daarvolgens. Ek gaan die vraag stel julle en dan gaan ek elkeen van julle op julle naam noem om individueel te antwoord. Ja, ek glo. Bely jy voor God en gemeente dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, soos die woord van God ons leer en dit in ons belydenisskrifte belig word. Jolande, Jaden, Karla, Sander, Stefan. Ek gaan nou vir julle hierdie vraag stel, maar dan kan julle as groep vir my asseblief antwoord. Nou dat jy jou geloof in God bely het, beloof jy om gehoorsaam te lewe aan die evangelie soos dit in die kerk geleer word. Beloof jy ook om diensbaar te wees in die liggaam van Christus en so mee te werk aan die groei van die koninkryk van God. Vriende, hulle het nou hulle geloof uit die diepte van hulle harte met hulle hele wese bely. En ek wil nou vra, vriende, dat ons as gemeente sal staan en saam met hulle hardop die 12 artikels sal opsê. Kom staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, terwyl u so bly staan, wil ek graag die seënbede aan hulle toesing, en ek wil graag vra ook dat ons jong mense net sal omdraai en asseblief.